Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak net eers weer stil voor die Here. Ja, Jesus groot bo almal. Almal. Niks maar niemand wat beheer oor ons lewe kan vat en dit uit U hande kan gryp nie. Here, leer ons dan juis om U te glo en te vertrou en te gehoorsaam. Dat ons die vreugde kan kry van 'n lewe voluit gelewe saam met U. As ons die woord oopmaak, praat weer vandag met ons, Here, ontmoet ons met die dinge waarmee ons sukkel en die dinge wat ons moet leer, die blinde kolle wat ons dalk het, Here, dat ons net weer sal besef, maar U stem is goed en die skape ken die stem en die skape weet, as ons U stem volg, dan gaan dit goed met ons. So ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan aan met ons reeks in 1 en 2 Timoteus. Dis verdedig en voldoen en verkondig die evangelie. En ek moet begin deur te bely, ek het 'n fout gemaak. Nou, dis 'n bonusles natuurlik vir ouderlinge, want ons is besig met ouderlinge. Ouderlinge erken as hulle foute maak en hulle vra vergifnis. Ek het 'n deel van vers 3 oorgeslaan. Ons het net voor King's Kids Week het ons na die begin van wat ons gesê het, 'n ouderling het nie drankprobleme nie, 'n ouderling kry nie sy vreugde in drank nie. Dis ver meer as om net dronk te word. As drank is waarheen ek hardloop omdat ek moeg, frustreer, kwaad is, dan is drank my God. Dis nogal 'n skokkende ding om te besef. Dan hardloop ek nie na die Here toe nie, dan hardloop ek na drank toe. So dis 'n ding. Maar toe het ek die res van die vers gemis en toe verlede week het ons aangegaan met die volgende vers. Ons moet nou bietjie 'n tree teruggee en bietjie gaan kyk wat die res van vers 3 sê oor die vereistes vir ouderlinge. Nou ons is nou lank besig in hierdie stuk vereistes vir ouderlinge. Nou die vraag wat jy mag vra is, het dit met my te doen, want ek is nie 'n ouderling nie, kan ek so lank gaan tee drink? Die eerste raakpunt is natuurlik ouderlinge, vir ouderlinge om te verstaan hoe dit werk, maar die tweede een is ook vir die hele kerk om te verstaan hoe dit werk. 'n Kerk is God se plan. God het gesê hoe kerk moet werk. Nou kerk deur die geskiedenis gaan in sulke siklusse. Dit raak hyper georganiseer, met boeke van reëls oor hoe die dames teekomitee die koppies moet neersit, teenoor hoe die ou die deur moet oopsluit sonnaandoggende. Dit raak verskriklik, dan is daar amper 'n rebellie daarteen, en om heeltemal die organisasiekant uit te gooi, en ons wil net kom, en ons wil net wees, en ons wil invloei en uitvloei, maar dis ook nie God se wil nie, en dit raak 'n frustrasie, want mense kan nie lekker saamlewe nie, dan gaan die golf weer op terug na organisasie toe. En die waarheid is iewers hier in die middel. As jy die hele Nuwe Testament lees, dan gaan jy 'n prentjie hê van hoe God gesê het, my kerk moet so wees. Dis nie vir julle om te breek waar ek sê moet wees nie. Maar daar is ruimte, daar's ruimte vir vryheid om dinge te doen, maar nie buite my raamwerk nie. En so, as mense, al is jy nie 'n ouderling nie, moet jy verstaan wat 'n ouderling moet wees, en wat die rol van 'n ouderling wees, en sodat jy ook vir die ouderlinge kan bid. Ook dat ons wys kan wees wanneer ons ouderlinge aanstel. Nou ons is in die proses om 'n tweede pastoor hopelik te beroep. Dis baie belangrik om te verstaan, wat is die vereistes vir 'n pastoor? Dat ons vereistes nie te hoog of te laag is in die beroeping van 'n persoon nie. Hierdie is ook baie waardevol as jy dit oorweeg om in voltydse bediening in te gaan. Ons het gesê, jy hoef nie te wag vir 'n droom en 'n visioen en 'n profesie wat vir jou sê, nou moet jy voltyds gaan nie. Hierdie is die teks. Hierdie teks sê, het jy die begeerte om 'n ou oorsigter te wees? Dis 'n goeie begeerte. Nou dis al klaar begin. Moenie 'n pastoor word omdat jy niks anders het om te doen nie. Moenie 'n pastoor word omdat jy gefire is by jou werk en niemand kan met jou klaarkom nie. Moenie 'n pastoor word omdat niemand vir jou wil betaal om werk te doen nie. Nee, maar as ek, waar ek is, die begeerte het dat ek wil nie dit meer doen nie, ek wil voluit vir die Here lewe, gaan deur die lys en as ek hieraan voldoen, stap hy pad. Begin hy pad stap. Dis ook, hierdie hele teks is ook 'n baie goeie beskrywing van hoe 'n heilige man lewe. Eerstens mans,
maar dan ook hoe heilige mense lewe. Nie alles is op toepassing van vrouens nie, hierdie teks nie, maar daar's baie dinge hier, en vandag sin spesifiek ook, wat verseker nie net op mans van toepassing is nie. En so vandag gaan ons sien, dit is ja, ouderlinge, maar almal moet hierna luister. So die tema vir vandag is, Bybelse ouderlinge is nie veglustig nie, maar inskikkelik. Die 2020 vertaling hou van mooi groot Afrikaanse woorde, so ons sal na daai mooi woorde kyk. Jy kan jou Bybel oopmaak daar by 1 Timoteus 3, Ria gaan vir ons kom lees van vers 1 tot vers 7. 1 Timoteus 3, vers 1 tot 7. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na ambt as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberisplik wees. 'n Man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry, in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of verglustig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se stryk beland nie. Dankie Ria, ons gaan nou weer, so ek sê, teruggaan daarna vers 3, en vers 3 sê, hy moenie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik vredelievend. So dit is, hierdie veglustig is in die teks gekoppel met dronkaard, moenie hierdie wees nie, moenie dronkaard wees nie, moenie gewelddadig wees nie, wees eerder inskikkelik vredelievend, maar dis nie 'n sterk koppeling nie. So dis nie, hy probeer nie sê net mense wat dronkaard is, het probleme om veglustig te wees nie. Enige persoon kan vir wat ook al rede 'n probleem hê om veglustig te wees. Nou veglustig is 'n pragtige Afrikaanse woord, en as jy dit nie verstaan nie, dit beteken net om violent te wees. Dit is eintlik meer as dit. Dit gaan nie net oor iemand wat daarvan hou om vuiste rond te swaai nie. Die een Bybel vertaler, Lowen JP Nida, sê dit is 'n persoon wat strydlustig en veel eisend is, 'n boelie, 'n gewelddadige persoon. Strydlustig is om gretig of vinnig gereed om te stry of te beklei. So dis die prentjie. Nou as ek dit sê, nou weet jy al presies van wie ek praat. Dis hierdie mense wat hulle wil kry deur te intimideer. Hulle probeer hulle pad deur geweld kry. Nou geweld kan lawaaierig en groot wees, maar geweld kan ook saggies en doelbewus wees. As ek dit noem, dan kan ons sommer dink aan 'n paar presidente wat hieraan voldoen. Iemand wat net bombasties en ek sê wat ek wil en ek doen wat ek wil, maar ook baie CEO's. Ek het hierdie week geleer, die Afrikaans vir CEO is 'n HUB, 'n hoofuitvoerende beampte. So dis interessant hoe ons in maatskappye die boeliegedrag juis opstoot na die hoogste vlakke toe. Die mense wat die meeste skree en die meeste lawaai maak en meeste bombasties voorkom, ons sien hulle as goeie leiers. Dis mense wat enigiets sal gebruik om jou te breek. Hulle is die ou wat dadelik vir jou sê, ek gaan jou dagvaar, ek gaan jou vernietig, ek gaan my mag oor jou gebruik. Ek het, toe ek nog in die besigheidswêreld was, ek sal maar liewer nie die maatskappye noem nie, was ek by 'n maatskappy betrokke gewees, waar ons so departementshoof gehad het. En ek het een keer vir hom gesê, ek het probleme met Vodacom, en hulle antwoord nie my e-mails nie, en my foon. Hy sê, al wat jy moet gaan doen, jy stap in Vodacom se winkel in, en jy gaan staan in die middel, en jy begin net kliphard skree, tot iemand jou probleme vir jou oplos. Toe dink ek, nee, ek wil nie my lewe so lewe nie, baie dankie. Dit was sy oplossings vir die lewe. As ek harder as jy kan skree, dan wen ek. As ek vir jou wys ek's groter as jy, dan wen ek. Mense wat sulke leierskap is gewoonlik 'n omgewing van vrees waar hulle heers. Nou dis nie hoe dinge in die kerk moet wees nie. En ongelukkig gebeur dit heel dikwels so.
Die grootste voorbeeld wat ek kan dink is, onlangs was Mark Driscoll. Ek weet nie van julle wat al te doen gehad het met Mark Driscoll nie. Mark Driscoll was op die oog af 'n baie goeie prediker en goeie boodskappe gebring, maar wat in die agtergrond gebeur het, hy was 'n boelie. Hy het mense vernietig, hy het mense uit die pad uitgestoot om sy wil te kry. Hy is uiteindelik gevra om by sy kerk weg te gaan en toe het hy 'n nuwe kerk begin en hy was vir so 'n jaar of 2 stil en nou begin hy weer baie duidelik word. En die een geval wat nou hierdie jaar uitgekom het, is iemand, 'n jong man wat 'n boek oor hom geskryf het, wat gesê het, Mark Driscoll het gedreig om hom te slaan, en hy het sy ouers en hom uit die kerk uitgesit. So hy het hulle lidmaatskap gekanselleer en hulle weggejaag uit die kerk. Hoekom? Want op daai stadium was hierdie ou 15 gewees, en Mark Driscoll se dogter was 17, en hy het Mark Driscoll se dogter gesoen. Hy sê sy het hom gesoen, so dis weer 'n ander ding. Verstaan jy, dis hierdie idee van, dis nie wat in my lewe gebeur nie. Niemand sal kom in my, nou gebruik ek my mag en my krag om mense te vernietig. Miskien is jy vandag hier en jy dra die oorlogslittekens van boelie, aggressiewe kerkleiers wat hulle mag afgedwing het. Dis nie God se manier nie. Jy moet asseblief nie moed opgee met kerk, omdat sommige mense dit sleg doen. Dis nie God se standaard vir kerk nie. So, wat moet hulle eerder wees? Ouderlinge is nie boelies of gewelddadig nie. In plaas daarvan moet hulle inskikkelik wees en vredelievend. Nou inskikkelik is weer nog 'n pragtige Afrikaanse woord wat in Engels gentle is, sagmoedig. Dit is interessant om te moet besef dat die teenoorgestelde van gewelddadig is nie swak nie. Die teenoorgestelde van iemand wat heeldag probeer heers en sy wil kry, is nie iemand wat weghardloop en wegkruip nie. Dis nie iemand wat te bang is om enigiets te konfronteer nie. Die teenoorgestelde van gewelddadige mag is 'n sagte mag, 'n beheerste, sagmoedige mag. Die woord wat hier vir inskikkelik gebruik word in die Septuagint, die Griekse Ou Testament, word dit meestal net vir God gebruik. In die Nuwe Testament is dit 'n term wat vir Jesus gebruik word. In 2 Korintiërs help ons nogal baie hiermee, 2 Korintiërs 10 vers 1, waar Paulus vir hulle skryf en hy sê, ek self Paulus, wat glo bedees is wanneer ek by julle teenwoordig is, maar ewe manhaftig teenoor julle wanneer ek afwesig is, doen 'n ernstige beroep op julle met die sagmoedigheid en die vriendelikheid, nie die beste vertaling nie, dis dieselfde woord wat ons in Timoteus het, die inskikkelikheid van Christus. Hoekom help hierdie vers? Want hierdie vers vir ons leer vir ons, hoe lyk inskikkelik? Paulus sê, ek kom na julle toe en ek moet julle oor belangrike dinge praat, en ek kom as 'n verteenwoordiger van Jesus en in sy inskikkelikheid dat julle moet verander. So dit is nie 'n vredelievendheid doen wat julle wil nie, dis 'n vredelievendheid wat sê, wat julle doen is nie reg nie, dit moet verander. Nie deur boelie gedrag nie, maar deur die krag van Christus. Nou, die res van die teks gee vir ons baie hulp. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, ek self Paulus, want al tree ons in menslike swakheid op, voer ons nie die stryd in menslike swakheid nie. Nou, ek wil gaan net gou 'n kantnota maak. Dis baie moeilik om 'n preek voor te berei in Engels. En jy kyk na die Engelse Bybel, en jy kyk na die Griekse Bybel, en jy maak al jou punte, en dan kom jy na die Afrikaanse Bybel, en dan sê hulle iets anders. Dan dink jy, hoekom Afrikaanse Bybel sê hulle iets anders hier? Ek verstaan nie hoekom hulle hierso sê menslike swakheid nie. Want die woord swakheid is nie in die Grieks nie. Die woord is dis menslikheid. En dis wat hierdie teks laat sin maak. Hy sê, ons is ook menslik. Ons kan ook soos mense optree. Ons het ook vuiste. Ons kan ook op daai manier die wêreld oorheers, maar ons doen nie. Ons beklei nie soos die wêreld nie. Ons kry nie oorwinning vir goeie dinge deur soos die wêreld dit te doen nie. En dan vers 4 sê hy dan, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie. Sien nou skielik gooi hy die swakheid weg, dis dieselfde woord. Die wapens van ons stryd is nie menslik nie, maar danksy God kragtig. So ons wapens is nie om vuis te slaan en boelies te wees en so ons sin te kry nie. Ons wapens is die krag van God.
So in enige situasie waar dinge verkeerd gaan en ek word geroep om die regte ding te doen, dan kom ek nie in soos 'n bull in 'n China shop nie, maar ek kom in met die krag van God. En dan sê hy vir jou wat die krag van God doen. Kragtig om sterk vestings af te breek. Wat is die Engels vir daai vestings? Strongholds. Hier, die hyper-Pinkster mense raak baie opgewonde oor hierdie woord, strongholds. Kom ons definieer vir onsself wat strongholds is. En hulle harte weg met hierdie woord. Strongholds raak demone wat 'n krag hierso het en ons moet nou 3 keer om die dorp stap en ons moet lappies teen die ding sit en dis hoe ons strongholds vernietig. Hy verduidelik vir jou wat strongholds is. Jy hoef nie te raai wat strongholds is nie. Hy sê vir jou dis redenasies. Kom ons lees aan. En elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. So wat is strongholds? Strongholds is nie daar in die wêreld nie. Dis nie 'n demoon wat in 'n boom sit nie. Die strongholds is hier binne. Dis in my gedagtes wat ek glo. Nou hoekom is dit die mees vernietigende? Want wat my hart ingaan bepaal my hele lewe. En so as ek te doen het met mense wat verkeerd optree, dan kom ek nie en ek loop 7 keer om hulle en hoop hulle gaan omval nie. Dan begin ek kyk, maar wat se strongholds is daar in hulle gedagtes? En die Here se krag buig dan daai strongholds om te val. Dan sê hy ook neem ons elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. So hoe vernietig jy 'n stronghold? Deur iemand se gedagte vas te vat en sê, dis wat jy dink. Is dit wat Jesus sê? Nee, nou hoekom dink jy dit? Dis wat jy glo. Is dit wat die Bybel sê? Nee, nou hoekom glo jy dit? Maak jou gedagtes gehoorsaam aan Jesus. Maak jy wat jy glo gehoorsaam aan Jesus. En dis hoe strongholds, vestings vernietig word. Dan staan hy daar in, so die eerste manier wat inskikkelikheid werk, is om die waarheid van God te bring vir mense wat nie die waarheid het nie, of nie aan die waarheid vashou nie. Die tweede manier wat jy in kerk as 'n inskiklike leier optree, is in vers 6. En ek staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer julle volledig gehoorsaam sal wees. Nou, dit beteken nie, hy kom nou aan met 'n hamer en dan gaan julle knieknoppe inslaan nie. Wat gebeur hier? Hy sê, eerstens van die gehoorsaamheid, hy sê, as ons vestings aanvat, die kinders van die Here verander. Jy glo dalk iets en jy besef nie, dis verkeerd nie, en jy lewe daai, nou kom Paulus of 'n ouderling en hy leer jou, maar dis die waarheid. Nou verander jy. Nou kom jy tot gehoorsaamheid. Maar wat hy sê is, as ons dit in die kerk doen, gaan daar nog altyd 'n groep wees wat weier. Daar gaan altyd 'n groep wees wat ongehoorsaam is, wat sê, ek doen wat ek wil, jy is nie my baas nie. Ek sal hierdie dinge hanteer soos ek dit sal hanteer. En hy sê, ons gaan daai ouens straf. Nou, hoe straf jy iemand in die kerk? Kerklike tug. Jy begin 'n pad met hom stap. Jy wys van die liefde van die Here. Jy wys van die fout waarmee jy besig is. Jy wys van die vernietiging van die fout waarmee jy besig is. Jy bring ander mense betrokke. Dis nie net ek wat so voel nie. Kyk, jou vriende voel so. Jy kry die kerk betrokke. Ouens, meneer, jy's besig om jou lewe te vernietig. Sien jy dit nie? En as die persoon na al hierdie dinge nog steeds nie wil verander nie, dan sit jy met die kerk uit. Dit het gebeur in hierdie briewe 1 en 2 Korintiërs waar Paulus vir hulle gesê het, daai ou wil nie luister nie, sit hom by die kerk uit. Nie as primêr straf nie, maar dat hy kan besef waar hy is. Hy sit dalk in 'n stoel op die kerk, maar hy is nie deel van die kerk nie. Sit hom daar buite waar hy eintlik is. Hy is besig om met Satan se dinge besig te wees. Laat hy voel dit om deel van Satan te wees. Hoopelik verander dit hom om terug te kom. So kerkouderlinge is nie boelies nie. Ons boelie nie mense om na ons te luister nie. Kerkouderlinge gebruik in nederigheid God se krag dat mense na God luister, nie na ons nie. So, dit is hoekom jy 'n leier kan wees en nie 'n boelie hoef te wees nie. Jy kan 'n sterk leier wees en vredelewend en sagmoedig is, want jy besef, dis nie my krag wat dinge verander nie. Dis nie ek wat geroep word om mense se lewens te verander nie. Ek moet net die waarheid bring. Ek moet net die Here se dinge implementeer. Die Here doen daai veranderinge. Nou een ding waarna ons moet kyk, want ons het gesê, hier het dan nie net te doen met ouderlinge nie. Hoekom word mense boelies? Hoekom is daar tot Christene wat in die kerk wat sukkel met woede en hoe hulle woede uitbring? Hulle wil alle probleme oplos met 'n geskree of dreiging of fisiese geweld of om skade te doen op 'n ander manier.
En ek moet sê, dit was my so hartseer om onlangs te besef weer eens, hoe baie keer dit in 'n huwelik gebeur. Waar dit juist die man en die vrou wat se geweld teen mekaar gedraai is. Ons moet na 'n paar dinge kyk. As jy sukkel hiermee, as jou natuurlike reaksie is, as jy nie jou sin kry nie, of nie ding hou van wat nie, dat jy in woede uitbars, dat jy begin skree, dat jy begin jou vuis te bal, dis nie reg nie. Dis nooit aanvaarbaar nie. Daar is nie een opdrag in die Bybel wat sê jy boelie ooit jou vrou om onderdanig aan jou te wees. Geen huwelik floreer waar iemand anders in vrees moet lewe nie. Of om vreestaktieke by die werk te gebruik. Wat gaan jy bereik? So as dit jy is en jy besef, ek sukkel hiermee, is dit tyd om te bekeer. Is dit tyd om eerlik met jouself te sê, en hier is nie reg nie. Die manier wat ek teenoor my man of my vrou optree, is nie reg nie. Die manier wat ek by die werk optree, die manier wat ek by die skool of waar ook al jy is optree, dis nie reg nie. Die tweede ding is, om te besef, waar kom hierdie woede vandaan? Waar begin die woede? Die woede begin nie in my vuiste nie. Dit help nie ek bind my vuiste agter my rug vas en plak 'n lap oor my mond en nou is ek 'n goeie mens nie. Dis nie waar woede begin nie. Woede begin in my hart. Daar's ondersoek nodig om te besef, wat gaan aan in my hart, dat dit uitborrel in woede en boelie. En daar's verskeie dinge wat in jou hart dit kan veroorsaak. En dit is goed om of selfberading te doen, of as jy hiermee sukkel, of 'n berading te gaan, dat iemand jou help. Een van die groot redes, hoekom mense boelies en gewelddadig word, is vrees. Vrees dat ek nie in beheer gaan wees. Dis dit. So agter hierdie bravade, agter hierdie woede, agter hierdie uitbarstings, is iemand wat sê, ek is bang ek gaan beheer verloor oor hierdie situasie. Hulle besef dit dalk self nie eers, dis die rede nie, maar dit is die rede. Daar's 'n selfaanbidding van, ek moet my sin kry. Of daar's 'n gebrek aan liefde vir ander. Ek gee nie om wat ander deurgaan nie. Ek sal my sin kry. Hoe jy besef wat in jou hart aangaan vir jou woede, is om die vraag te vra, wat dink ek gaan gebeur as ek nie op hierdie oomblik uitbars nie? Wat dink ek gaan gebeur as hierdie situasie kom en ek bly net stil? En ek staan net terug. En ek doen geen uitbarstings of geweld nie. Wat dink ek gaan gebeur? Dan begin jy leer hoekom jy dit doen. Die volgende ding is om net te besef, as hierdie iets is waarmee jy sukkel, daar's geen verlossing sonder Jesus nie. Jesus gee nie vir jou 'n 3-stap plan om 'n vredelewende mens te word. Dankie baie, implementeer dit, daar gaan jy nie. Mense wie se harte en geweld uitborrel, moet elke dag by die Here gaan sit en sê, Here, help my. Maak my inskikkelik. Maak my vredelewend. Help my om in U krag te werk. Om die dinge myself te probeer oplos nie. Leer my hoe om in daai krag van Jesus te werk. En die ander ding is, leer goddelike maniere om mense en situasies ten goeie te beïnvloed. Nou soos ek gesê het, inskikkelik is nie swak nie. Jesus het nie net rondgeloop met soos iemand gesê het met sandale en gepermde hare en skapies rondgedra nie. Hy het tafels omgegooi. Hy het vir die Fariseërs aangevat. Maar dit was altyd ten eer van God se glorie, nie sy persoonlike probleme nie. So leer hoe om situasies ten goeie te beïnvloed deur gebed. Daar's baie meer krag om vir iemand te bid as om vir hom te skree. Leer om die vestings aan te vat, die vestings in my eie gedagtes en die vestings in ander mense se gedagtes. En dan gebruik die kanale wat beskikbaar is om op 'n regte manier regte dinge te doen. Een ding ook om te besef van hierdie uitborrelende woede, die teenoorgestelde van uitborrelende woede is baie keer vertrou die Here. Vertrou die Here. Here, maar as ek nou nie hierdie ouens vasvat nie, kan u dink wat met my besigheid gaan gebeur? Vertrou die Here. Here, as ek nie nou my vrou na plek sit nie, u weet, ons kry al klaar swaar in hierdie huwelik. Sy moet verstaan, sy moet onderdanig aan my wees. Vertrou die Here.
Doen die regte ding, vertrou die Here. Een ding wat ons moet besef. As ons kies om in ongehoorsaamheid te loop, kan ons nie 'n eis sit op die goedheid van die Here nie. Jy kan nie verwag dat die Here goed vir jou gaan wees, as jy in sy gesig vir hom sê, ek gaan nie vir jou luister nie. Hierdie area van my lewe gaan ek self uitsorteer. Moet asseblief nie vir my sê wat ek moet doen hier nie. Ja, ek weet die Bybel sê dit, maar ek gaan nou nie hier luister. Op aarde kan jy wil steun op die goedheid van die Here as jy hom vir sig sê, ek dink nie jou manier is goed nie. Ek dink nie jy weet wat jy doen nie, met respek gesê. So die teenoorgestelde van woede is, vertrou die Here. So ten slotte, woede wat nie goed gebruik word nie, is so vernietigend. Nou, daar is goeie woede, the righteous anger is die Engelse woord, regverdige woede. Dis waar ek nie my kop verloor nie, waar ek nie sondige besluite neem nie, waar ek nou keurig iets doen, soos Jesus wat die tafels omgooi. Hy het nie kop verloor nie, hy het 'n lat geweef. Weet jy hoe lank vat dit om 'n lat te weef? Hy het nie net uitgebars nie. Hy het besef, nou moet ek iets doen. En hy het dit gedoen. En hy het vir hulle verduidelik hoekom hy dit doen. Julle moenie wees nie. Julle is besig om hierdie plek wat gebed moet wees, 'n rowersnes te maak. Vat jou tafel en gaan. Jy moenie wees nie. Ek nou baie keer in uitbeeldings van hierdie dan lyk dit of Jesus is daar besig om ouens vuis te slaan en alles. Dis nie die geval nie. Julle moenie wees nie. Wat doen julle hier? Maar onbeheerste woede is iets anders. Dis selfsugtig. Dis vernietigend. Iets wat ek onlangs nogal sterk begin leer het is, nou volg hierdie ding. Party mense, elke keer as jy siek voel, of jy het pyn, of daar's iets in jou lewe, dan haal jy dit op jou vrou uit, of jou man uit. Met ander woorde, as ek siek is, dan is ek grommerig, dan is ek moeilik met jou. As ek pyn het, dan is ek grommerig, dan is ek moeilik met jou. Die realiteit wat jy moet besef is, hoe ouer jy word, hoe meer siek en hoe meer pyn gaan jy hê. As jy 'n bitter onaangename huwelik wil hê, die laaste stuk van jou lewe, los daai dinge. Moenie daaraan aandag gee nie. Maar as jy 'n goeie huwelik vir die laaste stuk van jou lewe wil hê, leer nou dat my pyn is nie my vrou se skuld nie. Hoekom moet sy ly vir waardeur ek gaan? Om al hierdie dinge waarmee ek sukkel buite te skuif. En ek en my vrou staan saam en ek sê vir haar, vandag is 'n moeilike dag vir my, ek het seer. Kan jy vir my bid? Vandag is 'n moeilike dag, want die kinders het weer laat weet en dit maak my so kwaad. Nie jou kinders het my laat weet nie. Satan is in die vernietigingsbesigheid. Hy wil mense wegtrek. Leer nou, terwyl dit nog goed gaan, dat ek en my vrou of ek en my man gaan saam staan teen moeilike dinge. Ons gaan nie begin boelies raak vir mekaar en begin geweld doen op mekaar met woorde of met dade nie. So ja, moenie boelie gedrag in jouself aanvaar nie. Kom na Jesus toe. Leer hom op hom te vertrou. Leer hom op sy krag te vertrou. Leer hom tevrede te wees dat ek nie altyd in beheer gaan wees nie. En dat ek nie altyd in beheer moet wees nie. Maar dat God altyd in beheer is. Ja, Hemelse Vader, dankie dat U weg die beter weg is. Ons lewe in 'n wêreld wat boeliegedrag aanmoedig, wat boeliegedrag in politisie nastreef en eer. Dis nie U manier nie, Here. U roep die sagmoediges om wêrelde te verander. U roep inskikkelike mense om omgewings tot U te draai. U roep vredelewende mense om mense wat ver is van U terug te bring na U toe. Here, leer ons om in U krag te wandel. Leer ons om 'n invloed te hê op die wêreld om ons, en die stikkend en die seer, nie deur vuiste te maak nie, maar deur hande van gebed saam te sit en op U te vertrou. Dankie Here dat daar seën is vir gehoorsaamheid. Dankie dat U altyd beskikbaar is as ons kom en ons sê, Here, ek sukkel hiermee, help.
Here, dis nie wie ek wil wees nie, help, dat U altyd vir so 'n gebed luister. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.